uit die woord van die Here. Ag gaan ons saam lees Romeine 6 vanaf vers 1. As ons klaar gelees het, sal ons saam bid. Ons lees saam wat die Here ook vanoggend vir ons wil sê. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, ons ouer mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. En die dood dat hy gesterf het, hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Want die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat in die dode lewend geword het. En julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Die sonde sal oor julle nie heers nie. Julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Tot sover. Die wet, die woord van die Here. Kom ons verenig saam in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, saam met die serafs en Jesaja roep ons uit, heilig, heilig, heilig. U is die Here, Here van die leerskare. Daar is geen een soos U nie. Die ganse andere altyd oral dieselfde. God uit God, lig uit lig. Dit is vir ons 'n besondere voorreg hoe ek so vanoggend as 'n gemeente, oud en jong, in die teenwoordigheid van die lewende God mag wees. En dat ons ook beleef hier in die kerk hoe U ons met genade aansien. Elke oogknip, elke tree, elke asemteug. Weet ons, Here, dat ons nie sonder U genade kan. Maar wanneer ons rondom ons kyk, veral hier in ons gemeente, dan sien ons emmers vol genade, goedheid, guns en U vingerafdrukke raak. Dit maak ons opgewonde oor, Here, ook vir dit wat voorlê, want dit wat U vir ons in die verlede gedoen het en nou doen, weet ons ook sal U vir ons doen en wees en bly. En daarom weet ons dat die hoofdoog van hierdie gemeente, Jesus Christus, U Seun, self vir ons sal toesig hou en waak hou. En hy sal ons beskerm en hy sal ons maak staande bly. Die liefde wat in Christus Jesus is, dring ons meer te wees, beter te wees en staande te bly. Want ons weet daar die liefde wat Jesus vir ons het. Kom saam met baie opoffering, pyn en lyding. Toe hy aan die kruishout moes hang en uitgeroep het, my God, waar het U my verlaat? Sodat ons nooit, maar nooit God verlatenheid sal ervaar nie. En daarom kan ons dan ook selfs by 'n oop graf soos in die week staan en getroos word. Daarom weet ons dat selfs al gaan ons deur moeilike omstandighede met uitdagings in die natuur, waar dit te nat is of te droog is, weet ons, Here, dat ons kan staan en bly. Want U is vir ons genoeg. Dit voel al baie keer op ons krag te min is.
Dit voel dalk op Psalm 121 op te sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom en te wonder, maar nie ons nie. Ons weet, Here, ons krag en ons hulp en ons ondersteuning kom van die want die laat vaar nie die werke van die hande nie. En wat 'n voorreg is om te weet, nie te kan bely dat ons is die hande werk nie. Dit vir elke gesin. Ons bid vir elke kind wat ook vandag die voorreg geniet met die verbond onder 'n prysuitdeling van U te kon leer. Ons bid vir elke huwelik. Ons bid vir elkeen wat op hulle eie reis loop, stap, hardloop. Ons vra, Here, mag U die een wees. Elkeen van ons naby wees en bystaan. Dat ons ook altyd sal weet, ons tot U moet nader. Ons U moet lief hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. Dat ons weet, Here, ons het 'n verantwoordelikheid ook hier vandag en weer wat voor lê en elke dag as gelowiges te leef wat gered is. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die Bybel. Die Bybel wat ons kan lees, wat ons leer van U. Dankie vir die inwerking van die Heilige Gees, daarsonder sou ons niks verstaan het nie. Maar dankie dat ons weet, Here, dat geloof, ware geloof, nie van die mens afkom nie, maar van U af. Dit is ook 'n gawe, is 'n genadegawe. En elkeen wat daardie gawe ontvang, gelukkig mag wees. En dis die grootste geskenk wat ons kan kry. Sien ons ook in hierdie diens, ons bid dat U oor hierdie diens sal waak hou, met eie eer sal waak hou, dat U ons ook sal beskerm en bewaar. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, nie te lank terug nie, staan ek so en kyk vir Christof, my jongste seun. Hy het so 'n stel skoene wat hy baie voor lief is. Lankal te klein vir hom, heeltemal te ongemaklik om in te loop, maar hy huil as ons vir wonderskoene wil aantrek. Nee, forceer sal ons forceer, maar daardie skoene sal aangetrek word, en as dit skoene aan is, dan lyk dit nie naaste by of hy gemaklik loop nie. O nee, een tree na die ander tree, hy omdat dit seer is. Daar is 'n klomp nuwe skoene in die kas. Hy kan enige tyd die nuwe skoene wat meer gemaklik is, meer gepas is, dalk selfs nog sterker en beter as die vorige is aantrek. Maar nee, hy hou maar van hierdie ou skoene wat te klein is. Hy voel al, dis gemaklik, hy voel al veiliger daarin. Ons almal ken ook nuwe skoene in ons kas, daardie skoene wat ons aantrek, hy voel dalk 'n bietjie vreemd, dalk een wat ons as geskenk gekry het, self ons gekoop het, en dit mooi gelyk, een of twee keer aangetrek, en dan skop ons aan daai een kant, en dan gaan ons self ook maar terug, na daardie ou gemaklike skoene, wat al vele keer op die grond geplak is, selfs duimspykers in het. En as 'n mens hierdie beeld in jou oë het, van hierdie ou skoen en nuwe skoen, dis presies die beeld wat Paulus aanraak in Romeine 6, die gedeelte wat ons ook vanoggend saam gelees het. Daar is baie mense leef nog geestelik met hierdie ou skoene. Met die ou onbruikbare skoene, die ou sondige lewe. Al het Christus vir ons 'n nuwe lewe gegee. Al bring hy vir ons nuwe hoop. Al het die pad vorentoe vir ons makliker in Christus. Sien ons ongelukkig raak hoe baie mense maar eerder hou van die ou sondige mens, of skoene, of selfs die lewe. Die vraag waarmee Paulus begin is 'n baie belangrike vraag. Hy stel hier die vraag, as ons nou mense van genade is, want ons het ons nou gehoor in die vorige hoofstuk, dat hierdie beeld herstel is. Ons het die genade ontvang. Ons sondes is ons vergewe in ons Here Jesus Christus. Kan ons nou maar aanhou met ons sondige lewe? Kan ons maar nie dalk nog 'n bietjie meer sondig nie, want hoe meer die sonde en hoe groter die sonde, hoe groter die genade, dis eintlik ons 'n openbaringsgeleentheid om God aan werk te stel en te sien wat hy doen en waarmee hy besig is en wat hy ook in staat is om uiteindelik ook reg te kry.
Paulus, soos ons hom ken, is nie iemand wat regtig nou lang uitgebreide antwoorde sukkel nie, hy het 'n kort, duidelike antwoord en hy sê nee, stellig nie. Stellig nie, beslis nie. Want wie in Christus is, kry 'n nuwe lewe. En in hierdie nuwe lewe kan jy nie met ou skoene stap nie. Kan jy hierdie nuwe pad loop met ou skoene nie. In Romeine 5 het Paulus verduidelik dat ons deur Jesus Christus vrygespreek is van die sonde en onder die genade van God leef. Paulus stel dit so duidelik van hierdie eerste Adam wat misluk het en hierdie tweede Adam, Jesus Christus, wat herstel het en dat ons, sonder dat ons 'n bydrae gelewer het, die voorreg geniet om hierdie herstelde beeld te kan wees. En ja, wat is die herstelde beeld? As jy dalk nie kan onthou nie, ek sal die gedagtes in geheue verfris. Geskape te wees met ware kennis, geregtigheid en heiligheid. Alles wat Adam verloor het, maar alles wat Jesus Christus kom herstel het. En nou kom Paulus sommer baie vanaf agter, hoor, hier kan 'n baie groot misverstaan uit hierdie hoofstuk uit na vore tree. 'n Misverstaan wat ons vandag so duidelik raak sien. Wat baie meer algemeen is as wat ons dink. Mense kan dink, genade beteken vryheid te hê om alles te doen wat ons wil. Te sê wat ons wil, onsself besig te hou met wat ons wil. Want God vergewe ons. Dis wat hy doen, dis sy werk. Hy het vergewe. Maar Paulus sê nee. Genade beteken nie vryheid om aan te hou sondig nie, maar genade beteken om vry van sonde te wees, om die band met die sonde in jou lewe te breek, om daarvan verlos te wees. As Paulus vir ons kom vertel wat genade is, dan kom sê hy vir ons, dis soos 'n nuwe skoen. Dis 'n nuwe status, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe mens en uiteindelik ook 'n nuwe roete en 'n nuwe lewe. Dan kom verduidelik hy dit deur 'n baie eenvoudige voorbeeld wat ons baie goed ken. Ek gaan nie in te veel diepte ingaan nie, want ek glo ons almal ken dit baie goed. En dit is die doop. Dan gebruik hy hierdie verduideliking van die doop. Daar in vers 3 tot 4 sê Paulus, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Sodat ons ook, ja, ek en jy, broer en suster, in die nuwe lewe kan wandel, moet wandel, mag wandel. Ons ou skoene, ja, daai ou verlepte skoene, daardie gebreekte skoene, daardie sondige natuur van die mens, die selfgerigtheid, die eie ek, die verslaafde mens, die mens met wêreldse begeertes, is saam met Jesus Christus begrawe. En toe hy opgestaan het, ja, geliefdes, met absolute oortuiging opgestaan het uit die dood, gee hy vir ons nuwe skoene. Gee hy vir ons 'n nuwe lewe in Jesus Christus. 'n Lewe waar die sonde nie meer regeer nie. 'n Lewe waar die sonde nie meer heers nie. 'n Lewe waar die sonde nie meer jou koning is nie. 'n Lewe waar die sonde nie meer jou baas is nie. Paulus wil ons met een ding baie duidelik verstaan. Die sonde het nie iets gedoen wat ons laat skuldig wees nie. Baie keer is dit dalk ons uitkyk op die sonde, hoe ek is nou skuldig. Of om skuldig te voel nie. Nee. Die sonde het ons slawe gemaak. Slawe van die sonde het ons geword. Die sonde het oor die mens geheers, die sonde was die mens se baas, maar toe Christus Jesus, ons verlosser en saligmaker, sterf en hy opstaan, bewonder het hy nie net ons sondes vergewe nie, maar glo dit of nie, geliefdes. Hy het die mag van sonde
in jou lewe gebreek. Hy het daardie slot wat jou gebind het, ook gebreek. Dis wat hy kom doen het. Dit beteken as jy in Christus Jesus is, en ons weet wat dit beteken om in Christus Jesus te wees, jou begeerte is Christus, om reg te lewe, om God welbehaaglik te lewe, om so te lewe dat die Here vir jou sê, mooi so my goeie en getroue diensknegt en diensmaagd. As jy in Christus lewe, is jy nie meer 'n slaaf van die sonde nie, nee, jy is 'n slaaf van geregtigheid. 'n blymoedige slaaf van geregtigheid, diensbaar vir die Here, opreg dankbaar vir sy groot genade en uitkoms en bydra wat hy gemaak het. Jy is nie meer gevang en vasgebind nie, maar jy is bevry, jy is losgekoop, losgemaak om anders te lewe, om nuut te lewe, om op hierdie wedloop van die geloof te volhard tot die eindstreep toe. Want jy sal bely, jy sal nie anders kan nie. Ek is nie maar net bloot 'n vergifnis ontvanger nie. Ek is nie maar net bloot 'n genade ontvanger nie. Ek is nie maar net bloot 'n goedheid en guns ontvanger nie. Nee. Jy sal vanoggend nie anders kan as om te bely nie, ek is 'n nuwe mens. 'n nuwe mens met nuwe skoene in ons Here Jesus Christus. Paulus sê verder in vers 6, ons ou mens is saamgekruisig. Die ou mens, die ou beeld is saamgekruisig, sodat die liggaam van die sonde vernietig kon word. Sodat die liggaam die sonde as ware tot niet maak. En dit beteken nie dat ons nooit weer sal sondig nie. Wat dit wel beteken is die sondige natuur het nie meer die mag oor jou lewe, nie meer die mag oor jou wese nie meer die mag oor jou gedagtes en jou begeertes en jou lewensvisie en uitkyk nie. Dit beteken die sonde kan nog klop aan jou lewe en klop aan die kamers van jou hart. Maar die sonde woon nie in die huis van jou hart nie. Dit beteken ja, jy kan val en jy sal val en jy gaan hard val. Maar jy sal nie daar bly lê nie. O nee, kind van God, jy sal opstaan. En jy sal aangaan. Dit beteken jy is vry om nee te sê. Jy mag nee sê in hierdie wêreld. Jy moet nee sê in hierdie wêreld. Jy moet vry in Christus Jesus leef, vry om anders te leef. Vry om Jesus Christus se voetspore te volg. In hierdie konteks van hierdie gedeelte ontstaan nou 'n vraag. As ons dan nou die nuwe lewe het, hierdie herstelde beeld in Christus, hoe moet ons dan nou leef? Hoe moet ons lewens dan nou lyk? Paulus antwoord hierdie vraag baie eenvoudig ook vanuit ons geleesde gedeelte daar in vers 11 tot en met vers 13. Paulus sê, praktiese manier, reken julleself dood vir die sonde, maar lewend vir God in Jesus Christus. Dood vir die sonde, dood vir die wêreld, maar lewend vir God. Eerder as om dood vir God te wees, en lewend vir die sonde en lewend vir die wêreld. Daardie afdraaipad vat ons reguit na die hel toe. Verder sê die gedeelte wat ons saam gelees het, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie. Stel jouself tot diens van God. Wees bereid om tot diens van God te staan, te lewe, te praat, te doen. En jy is 'n nuwe mens. Paulus sê, jy het 'n nuwe lewe, maar nou saam met hierdie nuwe lewe moet jy ook nuwe keuses maak, beter keuses maak. Saam met hierdie nuwe lewe moet dit daar ook lyk asof daar iets niets gebeur het. Wil amper so ver gaan hier om te sê, ons ken ook dit die gebeur as 'n vrou by die huis kom na sy by die haarkapper was. Hulle wil hê iemand moet agterkom, daar is iets moois, iets niets in hulle hare. Dis hoe ons ingestel is. Maar nie in ons geloofslewe nie. Nie in ons geloofslewe nie. Dis wat Paulus hier aanraak. Hy sê dat julle is hierdie nuwe mense, julle het hierdie nuwe lewe. Want dit moet so lyk.
Dit moet anders lyk as die vorige lewe, want die vorige lewe is oud. Is gebreek. Nie hierdie lewe wat ek nou vir julle gegee het nie. Jy moet ophou om jou ledemate, jou ore, jou oë, jou hande, jou mond, jou gedagtes en jou begeertes beskikbaar te stel tot sondige dinge. Jy moet jouself besig hou met God om nie soos die volk in Eksodus 20 op te tree. Ja, Moses, praat jy eerder met ons, want as jy met ons praat, sal ons lewe, maar as God met ons praat, nee, dan sal ons seker sterwe. Hoe langer hoe meer is die Heidelbergse Katekisme se beginsel, hoe langer jy jouself besig hou met God, hoe meer word hy deel van jou lewe. Hoe langer jy jouself besig hou met die woord van God, hoe meer word die woord van God deel van jou lewe. En dit stel ons in staat om tot diens van God op te tree. Jy is nou nie meer 'n slaaf van die sonde nie, so moenie aantrek soos 'n slaaf van die sonde nie, en moenie praat soos 'n slaaf van die sonde nie, en moenie lewe soos 'n slaaf van die sonde nie, of moenie stap soos 'n slaaf van die sonde nie. Trek die nuwe skoene aan. Die nuwe lewe in Christus. Wat beteken dit prakties dan vir jou en my vandag? Wat moet ons huis toe vat? Dit beteken eenvoudig, ons leef nie soos mense van die duisternis nie. Ons glo ons die Here het ons daar uit die duisternis, uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, en die Here ons as ware uit die put van slawerny en sonde getrek, dat ons die wonderbare lig kan beleef, sien en ervaar. Dis wat hy gedoen het. Ons leef nie meer soos diegene in die duisternis nie, want ons is in die lig. Wat beteken om in die lig te wandel? Naby die Here, naby hom, soos met 'n flitslig in 'n donker kamer, naby die flits, hand aan hand met die flits, moet eintlik ook rigting te kan kry, staande te kan bly. Ons moet ook nie meer leef soos die wêreld nie, maar ons moet leef soos Christus ons leer, want hy kan ons verrys. Beteken ons moet nie meer vasgevang wees in die wêreldse dinge nie, in woede, afguns of ongemerkte sonde, of selfgerigtheid, ons eie begeertes, of die eie ek, maak wat ek wil nie. Nee, stellig nie. Ons hoort aan Christus, ons is sy eiendom. Daarom moet ons lewens gekenmerk word aan iets heeltemal die teenoorgestelde. Gehoorsaamheid, dankbaarheid, diensbaarheid, bereidwilligheid, liefde, sagmoedigheid, heiligheid, ware Bybelse geloof, en uiteindelik ook selfbeheersing. O ja, selfbeheersing. Dit beteken nie jy is volmaak dat jy nou nuwe mens in Christus is nie. Dit beteken jy is nou besig om te word wat jy al reeds in Christus is. Jy is besig om te wees wat jy veronderstel is om te wees. Herstelde beeld, kind van God. Want jy is nie meer in die graf van die sonde nie. Jy het nou opgestaan en die lewe saam met Christus. En dit raak elke deel van ons bestaan. Elke liewe deel. Hoe ons praat, hoe ons dinge doen, hoe ons handel, hoe ons voel, hoe ons dink, hoe ons gesinne lei, hoe ons selfs ons geld gebruik, hoe ons teenoor mekaar optree, hoe ons werk, selfs hoe ons vakansie hou, hoe ons aanbid, hoe ons kerk toe gaan. Hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe mens wat ons is, hierdie herstelde beeld, is nie 'n beeld wat net op 'n Sondagoggend in die kerk gesien moet word, of by ander feestelike geleenthede nie. Nee. Elke oomblik van elke liewe dag. Baie keer gebeur dit as 'n predikant in 'n vertrek instap, dan sê man, chips, die dominee is hier. Ons moet nou anders optree, ons mag nou nie meer vloek, ons mag nie meer dit of dat nie. Dit terwyl ons 'n God aanbid wat alomteenwoordig is. Die hele tyd daar is. Selfs wanneer die dominee nie is daar is. Dis die lewe waarna Paulus die gemeente in Rome en ook ons nog in oproep, is om so te wandel in die weë van die Here, dat hy tuis sal voel in jou lewe. Dat hy tuis sal voel in jou gedagtes, dat hy tuis sal voel by jou huis. Dat hy tuis sal voel hier in jou hart. Dis die nuwe identiteit wat ons elke dag moet leef. Jy dra nou Christus se skoene, ja, daardie skoene van hom wat met bloed gesmeer en besmeer is.
Jy dra sy voetspore, jy dra sy pad, jy dra sy karakter. Dis wat hy vir ons gee. Maar waarom is dit so belangrik? Hoekom is dit nou so belangrik? Vers 14 gee vir ons die antwoord. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. En julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Die sonde sal nie oor julle heers nie. Ons ken ons lewens baie goed. Baie goed. Die sonde, oor mooi wat sê Paulus vir die gemeente. Die sonde sal oor julle lewe nie heers nie. Dit is wanneer iemand naby God lewe, né? Wanneer iemand homself besig hou met God se dinge en God se sake en die God van die dinge. Naby die Here. En dan sê hy verder en hy gebruik hierdie verwysing ook wat ons dan die volgende keer aan sal aandag gee. Onder die wet kon jy probeer om goed genoeg te wees. Dit sou vir ons ideale uitweg gewees het ook hier in die gemeente as ons die wet gehad het, want dan weet jy jouself aan wêreldse standaarde en ander mense se lewens om te sê, "Sjoe, ek kry daarom 3 uit die 10 reg, so is daarom beter as die een wat niks reg kry." So dit sou 'n snaakse vreemde mens ingestelde meestoer geword het en glad nie God se bedoeling met die wet nie. Nou kom die Here Jesus Christus vanoggend en hy kom sê vir ons, ek gee nie vir julle 'n nuwe reël nie. Ek gee nie vir julle nog 'n gebod by nie. Ek is nie besig met nuwe insettinge of verordeninge nie. Nee. Ek gee vir julle 'n nuwe hart. Hy gee dit vir jou 'n nuwe hart. Nie net 'n nuwe pad nie, maar ook nuwe skoene. Nie net 'n nuwe doel nie, maar ook nuwe krag. En daarom kan jy nou leef soos iemand wat werklik aan Christus behoort. Ons het nie 'n verskoning nie, ons het alles ontvang wat ons nodig het. Geliefdes, elkeen van ons moet vanoggend hierdie vraag onsself afvra. Jy ken jou lewe die beste, jy weet waar jy is in jou lewe. Jy weet wat nou tans in jou gedagtes en in jou hart aangaan. Dra jy nog die ou skoene? As jy nou vanoggend na jou voete kyk, dra jy daai ou geestelike skoene? Daai ou skoene van die sonde. Daai ou skoene van selfsug, die eie ek en mense verheerliking. Daar die sondes van verslawing, daai skoene van leegheid, daai skoene van selfsug, onverskilligheid of afvalligheid. As jy vanoggend na jouself kyk, kan jy met 'n geruste hart sê, ek het nuwe skoene aan. Vanoggend kan ek met eerlikheid sê, ek het die nuwe lewe in Christus aan. Skoene van gehoorsaamheid, skoene van liefde, skoene van reinheid, nederigheid, diensbaarheid en ware geloof. Die woord van die Here sê vir ons, jy kan nie met jou ou skoene op hierdie nuwe pad loop nie. Christus het jou nie verander om net anders te dink. Christus het jou verander om anders te wees en anders te lewe. En ek sluit af. Ja, ons ken dit. Die rede hoekom baie van ons nuwe skoene daar agter in die kas stof opgehaal. Dis omdat dit in die begin aanvanklik so 'n bietjie ongemaklik is, so 'n bietjie druk, 'n bietjie skaaf, 'n bietjie skuur. Dit voel dalk ook so 'n bietjie vreemd. Maar soos enige ander nuwe skoen, as jy aanhou met dit stap, meer gereeld aantrek, meer gereeld gebruik, vorm dit nader aan jou voet. Dit neem die vorm van jou lewe, die vorm van jou hart aan, kan ons sê. Net soos die nuwe lewe in Christus, soms baie ongemaklik, soms baie vreemd, soms skaaf dit jou, skuur dit jou, soms maak dit ook baie seer, dit vra baie opoffering van jou, dit vra baie verandering en baie vernuwing van jou, dit vra baie gehoorsaamheid van jou, dit vra baie van jou tyd. Ek wil vanoggend vir julle sê, dis die enigste skoene waarmee jy op hierdie pad van die ewige lewe kan stap. Daar is nie ander skoene buite die skoene van Christus nie. Christus het jou nie net gewas nie, hy het jou ook aangetrek. Hy het jou nie net vergewe nie, hy het jou nuut gemaak. So geliefdes, kom ons gaan in hierdie vakansietyd en alweer die jaar wat voor lê, kom ons gaan trek daai ou skoene uit. Die seer wat die ou skoene ons maak, is baie meer as die seer en ongemaak van die nuwe skoene in Christus. Die wonder van die skoen van Christus, jy hoef nooit weer 'n ander een aan te trek nie. Dis die volmaakte skoene. Dit sal jou vat aan die waters waar is, in die groen weivelde wat
ons maar smag en oor waar ons so gereeld getroos word. Loop nie meer met die ou mens nie, maar gaan lewe met die nuwe mens. En Christus, hoekom nie? Hoekom nie? Dis daar. Jy is deel van sy dood en jy is deel van sy opstanding en nou moet jy leef as iemand wat werklik nie is. Amen. Kom ons dan. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, wanneer ons na onsself kyk, dan sien ons dit so duidelik raak. Die ou skoene, die ou sondige, nietige natuur van die mens wat die oorhand kry wat ons baas is. Maar wanneer ons so preek geluister het en so gedeelte saam kon gelees het, dan besef ons Here dat ons moet anders wees en anders lyk en anders klink. En dit is vir ons moontlik. Ons moet ook bereid wees om hierdie nuwe weg, die opofferinge te maak wat nodig is. Ja, ons mag wel dood vir die wêreld lyk, maar eerder dood vir die wêreld en lewend vir God, as wat ons lewend vir die wêreld is, maar dood vir God. Help ons dat ons ook dit sal verstaan en begrip, en ons ook deur die Gees, dat ons daartoe in staat stel, so sal lewe, soos ons ook vanoggend gehoor het, net, met nuwe gehoorsaamheid, dankbaarheid, bereidwilligheid, en ook in diensbaar vir U te bly. Jesus, dan bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.